besig om te praat oor als behalwe gemiddeld. En ons praat vandag oor die huwelik. Ek wil begin met 'n vraag. Hoe kan ek vir altyd lief bly vir die een op wie ek verlief geraak het? Nou is dit moontlik om hierdie vonk vir ewig te kan koester en te kan hou. Daai gevoel. Nou elke verhouding het verwagtinge aan die een kant en optrede aan die ander kant. En hier is dalk 'n paar verwagtings wat jy mag koester. Eerstens, ek het verwag jy moet kos maak vanaand en toe het jy nie. Ek het verwag jy gaan beter met ons geld werk en toe het jy nie. Ek het verwag jy gaan vroeër by die huis kom en jy het nie. Daar's altyd hierdie gap tussen wat ek van jou verwag en hoe jy optree. Dis 'n leemte. Nou wat maak jy as hy nie optree soos jy verwag het nie? Die liefdeshoofstuk hier in die Bybel, 1 Korintiërs 13, praat ook oor verwagtings en dan kom hy by vers 7 en hy besef ons optrede kom kort en gee ons raad en verduidelik wat ons moet doen in hierdie gap of in hierdie leemte. Lees saam met my vanaf vers 4. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belange voor nie. Is nie kort van draad nie. Hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Nou julle, hierdie is alles hoe die liefde veronderstel is om op te tree. Maar wat as hy of sy nie optree soos ek verwag het nie? Nou Paulus help ons hier in vers 7, kom ons lees vers 7. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. So 4 woorde wat praat van een gedagte. Hy sê bedek, glo, hoop en verdra alles. Dit klink asof hy sê die liefde is blind. Jy het dit al gehoor, love is blind. Daar's 'n leemte, 'n oop spasie tussen wat ons verwag van ons geliefde en hoe hulle optree. En elke keer maak ons 'n keuse tussen ek glo die beste of ek vermoed die ergste. En elke kies jy een van hierdie twee. Nou kyk saam met my. Jy glo die beste. Sy's regtig besig en daar's 'n goeie rede hoekom sy laat is. Of jy veronderstel die ergste. Sy kuier alweer by haar suster en kyk nie hoe laat dit is nie. Of jy glo die beste, sy het daai skoene regtig nodig gehad. Of jy veronderstel die ergste. Sy het alweer gekoop sonder om te kyk wat dit kos. Of jy glo die beste, daar sal 'n goeie verduideliking wees hoekom sy dit gesê het of hoekom sy dit gedoen het, of jy veronderstel die ergste. Sy gaan nou weer 'n verskoning hê vir wat sy gedoen het. Nou, dis waarvan Paulus praat in hierdie gedeelte as hy sê die liefde glo die beste. So met tyd ontwikkel ons 'n gesindheid en 'n patroon en maak jy die keuse sonder om te dink. Watter kant kies jy om te gaan as jou geliefde se optrede nie is na jou verwagting nie? As jy daai SMS kry, ek gaan laat wees, waantoe gaan jou kop? Glo jy die beste of vermoed jy die ergste? Ek hoor al hoe sê jy, Paul, maar jy ken nie my vrou nie. As jy my vrou gehad het, sou jy ook die ergste verwag het. Mense wat verlief bly, kies om die beste te glo ten spyte van teleurstelling. In Marcus Buckingham se boek One Thing You Need to Know, is 'n boek oor leierskap en bestuur, sê hy die volgende: om sy punt te maak, gebruik hy die illustrasie van 'n huwelik. Navorsers het 'n studie gedoen vir 20 jaar op mense wat gelukkig getroud was vir 10 jaar en langer. En wat is die een ding? Hulle gee vir die man 'n toets oor sy karakter en hy moet homself 'n punt uit 10 gee en dan gee hulle vir dieselfde toets ook vir die vrou om haar man 'n punt te gee uit 10 uit. Nou al hierdie gelukkige couples het hoër punte gekry by hulle geliefdes
as wat hulle vir hulle self gegee het. Nou, hier is die gevolgtrekking. Liefde is effens blind. Soek die vrygewigste verduideliking vir mekaar se optrede en besluit om dit te glo. Dit glo die beste ten spyte van al die foute. Jy sê maar, dis weird. Hoe leef 'n mens so? Maar dis wat ons gedoen het toe ons verlief was. Kan jy onthou? Daai atmosfeer wat jy geskep het vir groei. As jy kies om die beste te glo, selfs al is daar slegte gewoontes, gaan jy jou geliefde na jou toe aantrek en dis die beste atmosfeer vir 'n persoon om te groei en te verander. Nou, daar's altyd 'n leemte. En wat gaan jy kies om daai spasie in te sit? Gaan jy kies om die beste te glo? Mense wat al jare gelukkig getroud is, gelukkige getroude mense is blind vir foute. Hulle glo net die beste en dit bring die beste uit mekaar uit. Glo my, hulle het albei foute. Maar kyk weer na vers 7. Hy sê, bedek. Jy stel nie haar foute bloot nie, jy bedek dit. Hy sê, glo. Jy raak nie agterdogtig nie, jy glo, daar's 'n goeie verduideliking. Liefde soek altyd 'n vrygewige verduideliking. Jy hoop altyd die beste. Ek gaan nie toelaat dat ek die gewoonte kweek om negatief te word oor jou nie. En jy verdra. Jy glo die beste, weer en weer en weer, al word jy partykeer verkeerd bewys. Kan ek jou vra, wat gaan julle kies? Wat gaan jy kies? Glo jy die beste, of veronderstel jy die ergste? Jy sê nee, dis 'n stupid idee. Ok, nou, kan ek jou vra, wat is die alternatief? Opsie B is, jy vind bevrediging daarin om haar of sy foute bloot te stel. Jy floreer op aannames, jy veronderstel die ergste, jy omhels twyfel met oop arms. Die laaste ding wat jou geliefde wil doen is om jou te leer te stel. Het jy dit geweet? Daar gaan konfrontasie wees, maar positief. Ek glo jy kan. As jy elke keer die ergste veronderstel, stoot jy weg. Jy's nooit goed genoeg nie. Elke keer as jy kies om die beste te glo, selfs al is daar 'n patroon van slegte gewoontes, gaan jy jou geliefde na jou toe aantrek en is dit die beste atmosfeer vir daai persoon om in te groei. Nou kom ons sluit af. Manne, kan ek vir jou vra? Elke keer as daar 'n leemte is tussen jou verwagting en haar optrede, is dit 'n geleentheid vir jou om jou liefde te bewys aan haar en haar na jou toe aan te trek. Dames, wanneer hy 'n fout maak, moenie jou ma bel nie, omhels, bedek, glo hom, want liefde is blind, staan hom by. Mense wat vir altyd verlief bly is mense wat leer om die beste te glo, bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Julle het die geleentheid om 'n voorbeeld te wees vir die wêreld van die paartjie wat nog steeds hande vashou en verlief is op 80. Mag julle altyd die beste glo mekaar en beleef hoe julle verliefdheid sterker en sterker word. Ek wil jou nou vra, daar's besprekingsvrae. Bespreek dit onder mekaar, wees so eerlik as moontlik en dan wil ek julle vra dat julle sal bid vir mekaar se huwelike. Bless julle.